Dankie julle, ons gaan aan met Jeremia 51. So sê die Hemelse Vader, kyk, ek wek op teen Babel en teen die inwoners die hart van my teenstanders, die gees van 'n verwoester, en ek sal vir Babel wanners stuur, wat hom sal uitwan en sy land leegskud, want hulle lê rondom teen hom op die dag van onheil. Laat die skutter sy boog span teen hom wat span, en teen die een wat hom in sy pantser verhef, en spaar sy jong manne nie, tref sy ganse leer met die banvloek, so sal daar geen gesneuweldes val in die land van die Galdeërs, en die wat deurboor is op sy strate, want Israel en Juda is nie in weduweeskap gelaat deur hulle God, deur die Hemelse Vader van die leerskare nie. Al was hulle land vol skuld voor die Heilige van Israel, vlug uit Babel uit en red elkeen sy lewe, kom nie om in sy ongeregtigheid nie, want dit is die tyd van wraak vir die Hemelse Vader. Hy gee hom sy verdiende loon. Babel was in die hand van die Hemelse Vader, 'n goue beker wat in die hele aarde dronk gemaak het. Die nasies het van sy wyn gedrink, daarom het die nasies rasend geword. Skielik het Babel geval en is verbreek, huil oor hom. Gaan haal balsam vir sy pyn, miskien sal hy gesond word. Ons het aan Babel medisyne gegee, maar hy het nie gesond geword nie. Verlaat hom en laat ons trek elkeen na sy land, want sy strafgereg raak tot aan die hemel en verhef hom tot by die wolke. Die Hemelse Vader het ons geregtighede tevoorskyn gebring. Kom en laat ons in Sion vertel die werk van ons Hemelse Vader, onse God. Maak skerp die pyle, vat die skilde. Die Hemelse Vader het die gees van die konings van Media opgewek, wat sy voorneme is teen Babel, om hom te verwoes, want dit is die wraak van die Hemelse Vader, die wraak van sy tempel. Hef 'n banier op teen die mure van Babel, versterk die wagposte, sit wagte uit, hou hinderlae klaar, want soos die Hemelse Vader hom voorgeneem het, so het hy gedoen, want hy oor die inwoners van Babel gespreek het. Jy wat by die groot waters woon, wat skatryk is, jou einde het gekom, die maat waarop jy afgesny word. Die Hemelse Vader van die leerskare het by homself gesweer, al het ek jou vol mense gemaak, so sprinkane, tog sal hulle oor jou 'n vreugdegeroep aanhef. Hy wat die aarde gemaak het, deur sy krag die wêreld gegrond het, deur sy wysheid en die hemel uitgespan het, deur sy verstand. As hy sy stem laat hoor, is daar 'n geruis van waters in die hemel, en hy laat dampe opgaan van die einde van die aarde. Hy maak bliksems vir reën, en laat die winde uitgaan uit sy voorraadskure. Elke mens word dom, sonder kennis, elke goudsmid staan beskaamd, deur die beeld wat sy gegote beelde, is 'n leuen, en daar is geen gees in hulle nie. Nietige afgode is hulle, werk verspotternij, in die tyd van hulle besoeking gaan hulle tot niet. Jakob se deel is nie soos hulle nie, want hy is die formeerder van alles, en Israel is die stam van sy erfenis. Die Hemelse Vader van die leerskare is sy naam. Jy is vir my 'n hamer, en oorlogswapens, met jou verbrysel ek nasies, en met jou verwoes ek koninkryke, en met jou verbrysel ek die perd en sy ruiter, en met jou verbrysel ek die strydwa en die wat daarop ry, en met jou verbrysel ek die man en vrou,
en met jou verbrysel ek die grysaard en seun, en met jou verbrysel ek die jong man en die jonge dogter, en met jou verbrysel ek die herder en sy trop vee, en met jou verbrysel ek die landbouer en sy 2 osse, en met jou verbrysel ek die goewerneurs en die owerstes. Maar ek sal voor julle oë aan Babel en aan al die inwoners van Chaldea vergelde al die kwaad wat hulle in Sion gedoen het, spreek die Hemelse Vader. Kyk, ek het dit teen jou, o berg wat verwoes, spreek die Hemelse Vader, jy wat die hele aarde verwoes, en ek sal my hand teen jou uitstrek en jou van die rotse afrol en sal jou maak 'n afgebrande berg. En hulle sal uit jou geen klip neem vir 'n hoek of 'n klip vir 'n fondament nie, want jy sal 'n ewige wildernis wees, spreek die Hemelse Vader. Hef 'n banier op oor die aarde, blaas die besuin onder die nasies, heilige nasies, teen hom, roep teen hom, op die koninkryke van Arad, Mini en Askenas. Stel 'n kommandant teen hom aan, laat perde optrek soos sterkgerigte sprinkane, stekerige sprinkane, heilige nasies teen hom, die konings van Medië, die goewerneurs en al die owerstes daarvandaan, ja, die hele land van sy heerskappy. Dan bewe die aarde en krimp in mekaar, want die gedagtes van die Hemelse Vader kom tot stand teen Babel, om die land van Babel 'n woestyn te maak, sonder inwoner. Die helde van Babel het opgebou om te veg. Hulle het gebly in die bergvestings. Hulle mag het verdwyn. Hulle het vroue geword. Hulle het sy wonings aan die brand gesteek. Sy grendels is verbreek. Die een loper hardloop die ander tegemoet, en die een boodskapper die ander, om aan die koning van Babel bekend te maak, dat sy stad van alle kante af ingeneem is, en dat die druwe beset is, en hulle die rietvleie met vuur verbrand het, en die krygsmanne verskrik is. Want so sê die Hemelse Vader van die leerskare, die God van Israel, die dogter van Babel is soos die dorsvloer in die tyd, as dit vasgetrap word. Nog 'n kort rukkie, dan kom die oestyd vir hom. Nebukadneser, die koning van Babel, het my opgeëet, my vernietig, hy het my neergesit soos 'n leeskottel, hy het my verslind soos 'n draak, hy het sy buik met my lekkernye gevul, hy het my weggestoot. Laat die inwoners van Sion sê, die geweld van die verminking, wat my aangedoen is op Babel, en ja, laat Jerusalem sê, my bloed is op die inwoners van die Chaldea. Daarom so sê die Hemelse Vader, kyk, ek verdedig jou saak, en sal jou wraak neem, en ek sal die see droog maak, en sy fonteine laat opdroog. En Babel sal kliphope word, 'n lêplek vir jakkalse, 'n voorwerp van verbasing en bespotting, sonder inwoner. Almal saam brul hulle soos jong leeu's, brom soos klein leeuetjies. As hulle verhit is, berei ek hulle maaltyd, en maak hulle dronk, sodat hulle uitgelate word, en 'n ewige slaap kan slaap, en nie wakker word nie, spreek die Hemelse Vader. Ek sal hulle afbring soos lammers wat geslag moet word, soos ramme saam met die bokke. Hoe is Sesag ingeneem, en die roem van die hele aarde verower? Hoe het Babel 'n voorwerp van verbasing geword onder die nasies? Die see het oor Babel opgereis, deur die gebruis van sy golwe is hy oordek. Sy stede het 'n woestyn geword, 'n dor land en 'n wildernis, 'n land waar niemand in woon nie, waar geen mensekind deurtrek nie. En ek sal
besoeking doen oor Bel in Babel, uit sy mond uitgehaal wat hy verslind het, en geen nasie sal meer na hom toestroom nie. Ook val die muur van Babel, gaan uit na hom uit, my volk, en red elkeen sy lewe van die toorngloed van die Hemelse Vader, en laat julle harte nie week, soos julle bevrees word by die tyding wat in die land gehoor word nie. As daar 'n tyding kom in die een jaar, en daarna tyding in die ander jaar, en daar geweld is in die land, heerser teen heerser. Daarom kyk, daar kom dae dat ek besoeking sal doen oor die gesneede beelde van Babel, en sy hele land sal beskaamd staan, en al sy gesneeuwdes sal daarin val. Dan sal oor Babel gejuig hemel en aarde, en alles wat daarin is, want uit die noorde kom 'n verwoester oor hom, spreek die Hemelse Vader. Ook Babel moet val, o gesneuweldes van Israel, soos ook vir Babel geval het, die gesneuweldes van die hele aarde. Vrygeraaktes van die swaard, gaan weg, bly nie staan nie, dink aan die Hemelse Vader uit die verte, en laat Jerusalem in julle harte opkom. Ons staan beskaamd, want ons het smaadwoorde gehoor. Skande het ons aangesig bedek, want vreemdes het gekom oor die heiligdomme van die huis van die Hemelse Vader. Daarom kyk, daar kom dae, spreek die Hemelse Vader, dat ek besoeking sal doen oor sy gesneede beelde, en die gewondes sal kerm in sy hele land. Al sou Babel in die hemel opklim, en al sou die hoogte van sy vesting versterk, van my af sal verwoesters oorkom oor hom, spreek die Hemelse Vader. Hoor geskreeu uit Babel, en groot verbreking uit die land van die Galdeërs. Want die Hemelse Vader verwoes Babel, en sal uit hom die groot geraas laat verdwyn, en hulle golwe sal bruis soos groot waters. Die gedruis van hulle geluid sal weer galm, want 'n verwoester oorval hom, oorval Babel, en sy helde word gevang. Hulle boë word stikkend gebreek, want 'n God van vergelding is die Hemelse Vader. Hy sal gewis vergelde, en ek sal sy vorste en sy wyse manne, sy goewerneurs en sy owerstes en sy helde dronk maak, en hulle sal slaap 'n ewige slaap en nie wakker word nie, spreek die koning wie se naam die Hemelse Vader van die leerskare is. So sê die Hemelse Vader van die leerskare, die breë muur van Babel sal tot op die grond toe afgebreek, en sy hoë poorte sal met vuur verbrand word, sodat volke vir niks gearbei het nie, en nasies vir vuur, en hulle sal afgemat wees. Die woord waarmee die profeet Jeremia bevel gegee het aan Seraja, die seun van Neria, die seun van Magseja, toe hy saam met Sedekia, die koning van Juda, na Babel getrek het in die 4de jaar van sy regering. En Seraja was 'n laerkommandant, en Jeremia het in die boek geskrywe al die onheil wat oor Babel sou kom, al hierdie woorde wat oor Babel geskrywe is. En Jeremia het vir Seraja gesê, as jy in Babel kom, dink daaraan, en lees al hierdie woorde, en sê, o Hemelse Vader, U het oor hierdie plek gespreek, om dit uit te roei, sodat daar geen inwoner, mens sowel as dier sal wees nie, maar dat die ewige wildernis sal wees. En as jy hierdie boek klaar gelees het, moet jy 'n klip daaraan vasmaak en dit binne in die Eufraat gooi, en sê, so sal Babel sink en nie weer opkom nie, weens die onheil wat ek oor hom gebring het, en hulle sal afgemat wees. Tot sover die woorde van Jeremia. Tot sover. Ok, ons gaan aan met hoofstuk 52, is die laaste hoofstuk van Jeremia. Die beleg, inneming en verwoesting van Jerusalem. Sedekia was 21 jaar oud toe hy koning geword het,
en hy het 11 jaar in Jerusalem geregeer. En die naam van sy moeder was Amatul, 'n dogter van Jeremia uit Libna. En hy het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Hemelse Vader, net soos Jojakim gedoen het. Want dit het oor Jerusalem en Juda gekom weens die toorn van die Hemelse Vader, totdat hy hulle van sy aangesig af weggewerp het, en Sedekia het gerebelleer teen die koning van Babel. En in die 9de jaar van sy regering, en in die 10de maand op die 10de van die maand, het Nebukadneser die koning van Babel teen Jerusalem gekom, en hy en sy hele leer, en hulle het daarteen hom laar opgeslaan, en daarteen skanse rondom gebou. En die stad is beleer tot die 11de jaar van koning Sedekia, in die 4de maand op die 9de van die maand, toe die hongersnood sterk was in die stad, en die mense van die land geen brood gehad het nie, is in die stad ingebreek, en al die krygsmanne het gevlug, en in die nag uit die stad getrek deur die poort, tussen die twee mure wat by die koning se tuin is, terwyl die Galdeërs rondom teen die stad was, en hulle het getrek op die pad na die vlakte toe. Maar die leer van die Galdeërs het die koning agterna gejaag, en Sedekia in die vlaktes van Jerigo ingehaal, en sy hele leer is van hom af verstrooi. Toe vang hulle die koning en bring hom na die koning van Babel, na Ribna, in die land van Hamat, en hy het vonnis oor hom uitgespreek, en die koning van Babel het die seuns van Sedekia voor sy oë gedood, en hy het ook al die vorste van Juda in Ribla gedood, en hy het in die oë van Sedekia laat verblind, en hom met koperketTINGS geboei. Daarna het die koning van Babel hom na Babel gebring, en hom in die gevangenis gesit, tot die dag van sy dood toe. En in die 5de maand op die 10de van die maand, dit was 19de jaar van die koning van Nebukadneser, die koning van Babel, het Nebuzaradan, die owerste van die leiwag, wat voor die koning van Babel gestaan het, in Jerusalem gekom, en hy het in die huis van die Hemelse Vader en die paleis van die koning verbrand, en ook al die huise van Jerusalem en elke groot huis met die vuur verbrand, en die hele leer van die Galdeërs wat by die owerste van die leiwag was, het al die mure van Jerusalem rondom omgegooi. En uit die armes van die volk en die deel van die volk wat nog in die stad oor was, en die oorlopers wat na koning van Babel oorgeloop het, die oorblyfsel van die menigte het Nebuzaradan, die owerste van die leiwag, in ballingskap weggevoer, maar uit die armes van die land het Nebuzaradan, die owerste van die leiwag, sommige laat agterbly as wynboere en as landbouers. Verder het die Galdeërs die koperpilare wat in die huis van die Hemelse Vader was, en die afspoelwaandjies en die kopersee wat in die huis van die Hemelse Vader was, stikkend gebreek, en al die koper daarvan na Babel weggevoer. En ook het hulle weggeneem die potte en die skoppe, die messe en die komme, en die rookpanne en al die kopergereedskap waarmee die diens verrig is. Die owerste van die leiwag het weggeneem die skottels en die vuurpanne, en die komme en die potte en die kandelaars, en die rookpanne en die bekers, wat van die pure goud en wat van pure silwer was. Die 2 pilare, die 1 see en die 12 koperbeeste daaronder, die afspoelwaandjies wat koning Salomo vir die huis van die Hemelse Vader gemaak het, die koper. Van al hierdie voorwerpe kon nie geweeg word nie. Wat betref die pilare, 18 el was hulle hoogte van een pilaar, en 'n lyn van 12 el kon dit omspan, en sy dikte was 4 vinger, dit was hol, en 'n kapiteel van koper was daarop, en die hoogte van een kapiteel was 5 el, en die vlegwerk van granaatjies op die kapiteel rondom, alles van koper,
en net so aan die tweede pilaar met granaatjies. En van die granaatjies was 96 sigbaar. Al die granaatjies was 100 op die vlegwerk rondom. Verder het die owerstes van die leiwag Seraja, die hoofpriester, geneem, en Sefanja, die tweede priester, en die derde drempelwagters. En in die stad het hy geneem een hofdienaar wat oor die krygsmanne aangestel was, en 7 manne uit die wat die koning se aangesig gesien het, wat in die stad aangewesig was. Die skrywer van die leerowerstes wat die mense van die land vir krygsdiens opgeroep het, en 60 man van die mense van die land wat binne in die stad aanwesig was. En Nebukadnezar, die owerste van die leiwag, het hulle geneem en hulle na die koning van Babel in Ribla gebring. En die koning van Babel het hulle neergeslaan en hulle gedood in Ribla, in die land van Hamat. So is dan Juda uit die land in ballingskap weggevoer. Dit is die mense wat Nebukadnezar in ballingskap weggevoer het, in die 7de jaar, 3023 Israeliete, en die 18de jaar van Nebukadnezar uit Jerusalem, 832 siele. In die 23ste jaar van Nebukadnezar het Nebuzaradan, die owerste van die leiwag van die Israeliete, 745 siele in ballingskap weggevoer. Al die siele is 4600. En in die 37ste jaar van die ballingskap van Jojagin, die koning van Juda, in die 12de maand op die 25ste van die maand, het Ewil-Merodach, die koning van Babel, in die jaar van sy troonbestuiging, die hoof van Jojagin, die koning van Juda, verhef en hom uit die gevangenis uitgebring, en hy het vriendelik met hom gespreek en sy stoel gesit, bokant die stoel van die konings wat by hom in Babel was, en hy het sy gevangenisklere verwissel, en hy het gedurig deur brood voor sy aangesig geëet, al die dae van sy lewe. En aangaande sy lewensonderhoud, 'n vaste lewensonderhoud is hom toegestaan deur die koning van Babel, na die eis van elke dag, tot die dag van sy dood, toe, al die dae van sy lewe. Tot sover. Julle is die einde van Jeremia. Ons sal dan nou volgende keer aangaan met die klaagliedere van Jeremia.